Lindy, dankie vir jou tyd vandag en dat jy met my en ons kykers en luisteraars gesels. Dis altyd vir my so lekker op hierdie podcast om met so verskeidenheid ma's te gesels, ma's met babatjies en jong kinders, en jy is nou 'n ma met wie ek gesels wat eintlik ook kinders het wat nou binnekort die nes verlaat. So dis altyd lekker om daai perspektief ook te kry. Net so vir die wat dalk nie so vertroud is met jou gesin en jou kinders se ouderdom nie, vertel ons net waar in jou gesin se reis staan julle nou. Dankie, Daniella. Dis lekker. Ek was nou al lank 'n kyker van waarmee jy besig is en dan sien ek nou, dis die jong mammas en ek dink, "Sjoe, ek is al hier en so ver in my lewe." So ja, my oudste seun Paul is 20 en dan het ek 'n tweeling, seun en dogter Hugo en Nina wat nou in matriek is. Hulle is 18 jaar oud. So ek is definitief van die ouer mammas en die wat nou soos ja, amper op die drempel staan waar jy hulle oorgee vir 'n volgende seisoen. Jy het nou daai voorbereidingstyd in die huis gehad en nou is dit waar hulle gaan vlerke sprei om bietjie te vet slaan. Ek dink is juist dan so lekker om met jou te gesels want jy's nou al deur dinge wat vir baie van ons voorlê en jy kan ook sê wat jy geleer het of nie geleer het nie of foute wat jy gemaak het en dit is waaroor ons lekker kan gesels vandag. Ja. Jy's daai perspektief en ek en jy het so vooraf ook bietjie gesels en ek dink daar's soveel lekker dinge wat mens oor kan gesels oor kinders wat nou begin om hulle vlerke te sprei. So vertel ons bietjie van hoe ervaar jy dit om 'n ma van ouer kinders te wees? Is jy hartseer? Is jy opgewonde? Hoe voel hierdie regtig 'n oorgangstyd eintlik in julle gesin se lewens? Dit is so interessant. Ek het nog nooit gedink. Eerste oudste is nou al uit die huis uit September laas jaar en vandag ek het vanoggend geland hier by Lanseria en toe ek hier aankom te dink ek aan die eerste keer wat ek en hy by die Wimpy moes groet en hoe geweldig hartseer ek was en dan raak dit makliker want jy sien hoe gelukkig hy is. So ek het nou al daai beleef. So dis nogal 'n mengelmoes. Aan die een kant is jy opgewonde om te sien hulle betree nou hulle roeping en hulle loopbane en daai eerste tree van wat lê voor, maar ten koste van jouself want dit beteken jy moet laat gaan vir hulle om hierdie nuwe avontuur te laat aanbreek. So daar's altyd hierdie stukkie wat natuurlik sal wel hulle, hoe sê jou ma, solank as wat jy hulle onder een duwytjie of kombersie kon toemaak, en jy besef daar kom 'n dag wat dit nie meer so kan wees nie. So ek is definitief so met een voet aan die opgewonde kant en die ander voet ten koste van myself wat sê ja, ek moet laat gaan en mens leer met jou oudste, gaan jy die eerste keer daardeur wat jy jou hart begin voorberei en wat jy amper nie vir hom wil wys hoeveel dit jou raak as jy eerste kind uit die huis uit gaan nie. En ja, ag hy het 'n paar so roadtrip gedoen. Dit was so spesiaal dat hulle daai ding beleef het van so saam gaan, maar stilweg het ma trane afgevee. Dink die kind wil nou nie sien ek is ontstel nie. Maar en dan sien jy dit gaan goed. So dit is definitief 'n warboel van emosies. Dis nie net een ding nie. Ek dink soos wat ouerskap eintlik maar jou lewe lank is. Dis die vreugdes, dis die op en die af, dis die deurbrake, dis die saam teleurstelling beleef en ek weet nie, soms is dit vir my nog erger as dit hulle teleurstelling of hulle seer is, as wat jy dit in jou eie lyf voel. So dit verander nie. Ek dink net omdat hulle ouer is, beteken nie ja, dis nou makliker as 'n knie wat oopval op 2-jarige ouderdom nie. 'n Val is 'n val en emosies is betrokke en persoonlikhede so ja, ek dink dis eintlik bietjie van alles. En jy weet nie, niks kan jou voorberei daarvoor nie. Dit maak nie saak wie is al daardeur nie. Dis jy en jou eie kinders wat daardeur gaan vir die eerste keer en net omdat jy alself se oudste nou het wat uit die huis uit is heeltemal anders met die ander twee wat kom want dit is 'n ander verhouding en is 'n ander persoonlikheid waarmee jy werk so. Dis so reg wat jy sê, niks kan jou voorberei nie. So nou dink ek ook jy het nie geweet wat vir jou voorlê nie, maar so amper 2 dekades gelede was jy met ander woorde 'n ma met tweeling babietjies en 'n kleuter in die huis. Dit moes seker nogal rof gewees het as jy nou vir jouself 17 jaar gelede kon raad gee. Is daar enige iets as jy terugkyk as jy dink aan daai ma met daai klein lyfies? Wat sou jy vir jouself wou sê? Nee, weet jy, ek dink jy moet jou foute maak. Ek dink jy moet jou kop stamp. Jy moet min slaap om weer slaap te kan waardeer. Ek dink jy moet jy gaan deur dit. En jy ry dit vir niks want jy weet dis waar jy verhouding bou met jou kinders deur alles waardeur jy gaan. So waar ek nou is en die hegte band wat ek met my kinders het, is daar niks wat ek noodwendig anders sou wou doen nie, al het ek foute gemaak. Al was ek met tye, het ek te hard gewerk, veral in die begin toe my kinders kleiner was. Maar jy moes dalk ook beleef of voel dit om te hard te werk om weer die tye van baie kontak en baie tyd om 'n tafel saam te kan waardeer. So
Nee, dis amper te lank terug as ek nou hoor van mammas wat slaaproetines en doeke en bottels en sulke goedes, dan sê ek kan dit amper nie onthou nie, want jy kom daardeur en dan breek die volgende seisoen aan en in elke seisoen is daar nuwe uitdagings en jy saam met jou kinders gaan daardeur. So nee, wat ek dink solank 'n mens dit saam doen en ek is ontsaglik dankbaar om 23 jaar met 'n wonderlike man getroud te wees, so ook om dit saam met my man te kan doen, hierdie lewe saam ons vyf. Nee, wat daar's niks wat jy as jy dit toe vir my gesê het 17 jaar terug, het ek dit jou in elk geval nie geglo nie, want ek moet nou eers self daardeur gaan om te sê, daar weet jou ma vir jou sê en jou tannie is enigiemand se raad. Jy moet self daardeur gaan voordat jy vir daai klokkie aangaan en die liggie aangaan en jy sê ek verstaan nou, maar selfs dan iemand het goeie raad, maar dis jy en jou kinders en jou verhouding, so dit gaan altyd my uniek wees. So nee, wat ons moet dit maar so uitfigure. Ek wil graag hê ons moet meer praat oor daai verhouding. Dis iets waaroor jy baie praat en ek dink dis iets wat al hoe belangriker word soos mense kinders ouer word. Soos jy nou sê, as jou kindertjies klein is dit die dag tot dag dinge en doeke en om hulle net reg te kry en te voer, maar soos hulle ouer word daai band tussen julle baie belangrik, maar dit kan ook wees waar die verhouding skeefloop tussen 'n ouer en 'n kind as daar nie oopheid is om te praat oor dinge nie. Jy weet vir al die tienerjare. En jy het toch al iets gesê oor hoe belangrik dit is om eintlik al vroeër, jy weet, voor hulle nou tieners is, daai fondasie te lê. So kom ons praat bietjie oor verhoudings. Jy kan darm sê jy het 'n goeie verhouding met al drie jou kinders. So, hoe het jy dit reg gekry oor die jare om op daai punt te kom nou dat hulle byna volwassenes is, een volwassene is, dat jy 'n goeie en 'n sterk en 'n gesonde verhouding het? Miskien moet ek so tree teruggee, miskien van hoe my pad my kinders begin het. Ek dink as jy nou op TV is of in die vermaaklikheidsbedryf en jy word 'n mamma en daar's 'n artikel, dan vra hulle gereeld oor jou kinders. En vertel ons hoe verskil jou kinders? En dan sê ek 2 jaar en 2 minute, maar dis nie wat jy bedoel nie, né? So mense soek daai detail oor hulle persoonlikhede. En ek het gevoel toe my kinders kleiner was, hulle so half 'n unit, omdat hulle so naby aan mekaar is, was dit net soos dis my 3 kindertjies, Paulie en Nina. En ek het in my hart gehunker om daai vraag beter te kon beantwoord. Ek wou kon sê Paul is so en Hugo is so en Nina is so. En ja, miskien moet jy ook genade met jouself hê dat as jou kinders kleiner is, dan voel dit baie keer soos jy's net versorger. Daar is nou nog nie daai verhouding en daai persoonlikhede wat jy so goed ken nie, maar ja, ek het net dit was my hinkering. Ek wil regtig 'n verhouding met elkeen van my kinders hê en ek onthou ek het op 'n stadium vir die Here gebid. Toe ek hard gewerk het van die winsgewende organisasie en projekte en ek sê Here, U het my duidelik ambisieus gemaak. Ek wil oplossings en ek is kreatief rondom wat ons kan doen met armoede en om dinge beter te maak. Maar gee my 'n ambisie vir my gesin. En ek kan sê dis 'n gebed wat hy definitief van hou want ek het ervaar hoe my hart letterlik terugdraai na my huis toe. En hoe ek net begin inzoom het op elkeen van my gesin, my man, my kinders en ek dink daar het verhouding begin. En teen die tyd wat hulle in die laerskool was, ek sou sê hierso graad 4 tot 7 het ons so oor kan die laerskool gebly en ek het meer fleksie ure begin werk. Het ek regtig begin om daai verhouding met elke kind te ontwikkel. En nou as 'n ou terugkyk op die ouderdom wat hulle is, sou ek sê daai het fondasie gelê om in daai ouderdom, en dit is waar hulle ryp genoeg is, né, waar hulle persoonlikhede ontwikkel en jy regtig met elkeen 'n ander band vorm. Daai het fondasie gelê dat in die tyd wat hulle hoërskool toe gaan en nou lyk hoërskool baie anders as toe ek en jy op skool was en jy kom by graad 8 tot 12 en die uitdagings wat hulle beleef en 'n wêreld wat net so anders lyk. Goed, wat jy was nog nie daar nie, jy weet nie hoe dit werk nie en as daar nie verhouding is nie, dan is jy nie die go-to person nie. Dan kom daai goed net tafel toe en jy sê, ek weet ook nie hoe dit werk nie, hoe jy dit hanteer. So ek het net gesien, daai was maar die fondasie vir 'n verhouding in die hoërskool. En dan, uit daai verhouding en dat jy daar is, ek dink dit was Ted Tripp het 'n boek geskryf, Shepherding a Child's Heart, en wat hy sê, 'n kind is op soek na 'n verhouding waar hy verstaan word, geliefd is. En as jy daai tipe verhouding nie by jou huis kry nie, gaan jy dit iewers gaan soek. So as jy nie die go-to person in die hoërskool is nie, en jy besef jy is een van die stemme, daar is soveel ander stemme en pelle, dit speel 'n groot rol, maar jy wil ten minste een stem wees en 'n inspraak in jou kinders se lewe in daai tydperk van graad 8 tot 12, sodat jy dan kom met 'n volwasse kind wat uit die skool uit is en nog steeds geniet om huis toe te kom en jou deel maak van die gewone goed, want ja, jou kind sal bel wanneer hy nie weet hoe belasting werk nie, maar gaan nie jou bel by die til as hy opgewonde is vir sy checkerskaart en hy swipe hom en hy het nou net R30 afslag gekry en hy sê hierdie ding werk en ek dink,
Wat 'n voorreg en 'n rykdom dat jou kind jou deel maak wanneer hy begin kos maak en 'n airfryer moet uitfigure. En dis omdat jy in die gewone goed deel was. So my siening oor verhouding is daar's nie vir my resep nie. Ek weet nie wat ander kenners daaroor sal sê nie. Dis kwantiteit wat die kwaliteit oomblikke lewer. En wat jy veral met 'n hoërskoolkind sien is jong, soms is die rouste, eerlikste oomblikke diep in die nag as hulle terugkom van drama rehearsals en is 10:00, 11:00 en kyk dan jy eintlik self ou brood en die emosionele energie wat dit verg om dan te hoor wat gesê word maar wat ook nie gesê word nie. En as jy die oomblik gemis het, het jy hom gemis. So ek ja, my kinders wat nou in matriek is, ek is so dankbaar. Ek was regtig daar. Daai oomblikke word nie geskeduleer nie. Hulle word nie beplan. O, ek het nou tyd 5:00 middag. Sê gou vir mamma, hoe voel jy oor hierdie ding in jou lewe nie? Vandag 12:00 sien hulle kos om oor te gesels en ja, wat ek regtig probeer doen as 'n ouers, jy besef nie jy moet jou emosionele energie bestuur. My man sê altyd daar's vreeslik baie boeke oor tydsbestuur. Maar hy weet nie of ons genoeg praat oor energiebestuur nie. En dit is tydsbestuur sal maak dat ek vanaand 6:00 aan my tafel sit want ek het 'n afspraak met my gesin. Maar die bestuur van my energie bepaal wie is ek wanneer ek 6:00 aan tafel sit. En het ek hartspasie en kopspasie om regtig te luister in die gesprekke van die gewone dinge van die dag. En as ietsie dan daar uitkom uit die gewone gesprekke van sommer oefeninge en toetse skryf en daai goed, om dan die dieper vrae te kan vra. So ja, dis nou 'n lang antwoord, maar ek het net besef dit kom vir ons oor 'n lang tydperk van jou kinders soos 'n eenheid bestuur en ek hoop net ek doen dit reg en dan elkeen se unieke persoonlikheid ontdek binne verhouding met elkeen van hulle. Die fondasie wat ek ervaar het is daar in die laerskooljare, soveel meer en dieper in die hoërskooljare en nou begin hulle regtig van mekaar verskil en hoe hulle selfs dieselfde ding sal hanteer maar op heeltemal verskillende maniere. En jy's ook nog 'n mens, né? Jy het ook nog jou voorkeur en jou persoonlikheidstipe en jy sou dit so hanteer en jy vorm en skaaf die heeltyd aan mekaar. Ek dink wat ek ook geleer het is, jy het 'n verhouding, ek het 'n verhouding met my man, dan het ek 'n verhouding met Paul, met Hugo en met Nina, maar my man het ook met elkeen van hulle verhouding en Paul het ook 'n verhouding met sy boetie en sy sussie en hulle met mekaar en wow, dis so mooi om te sien hoe daai verhoudings ook onder mekaar ontwikkel en soms as jy so bietjie aan die buitekant wat boetie en sussie nou vir mekaar gaan cover en opstaan vir mekaar teen mamma en pappa en jy's eintlik so in jou hart so bly vir daai verhoudingsondhawe maar ja, ek moet nou nog 'n opvoeder wees in hierdie situasie, maar jy sien ook hoe dit ontwikkel onder mekaar. Wow, want eendag as jy nie meer daar nie en hoop jy dat hulle by mekaar sal braai, nie net by jou kom kuier nie, maar ook by mekaar want hulle het met mekaar 'n verhouding en jy wil nooit in die pad staan van daai onderlinge verhoudings wat ook aan die ontwikkel is terwyl jy met jou eie man en kinders hierdie verhouding koester. Ek het iets slim en splinternuut ontdek. Absa se savings coach. Dis 'n innoverende en prettige manier om vir enige doelwit te spaar. Jy stel bloot jou doelwit, dalk 'n nuwe kar, 'n gesinsvakansie of net 'n bietjie ekstra vir daardie maand wat klomp uitgawes jou gelyk tref. En savings coach hou jou gemotiveerd sonder om streng te wees. Dis jou tyd, jou pas en dit voel nie soos werk nie. Dit voel soos wen. Gaan kyk gerus op die Absa banking app, spaar in styl en hou dit lekker. Absa is 'n gemagtigde FTV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. B's en V's geld. Dit laat my soveel aan nog vrae dink, want ek wonder ook nou in hoërskooljare uiteraard is daar sekere skuif waar jy nou bietjie moet oorgee aan jou kinders en toelaat dat hulle foute maak, maar jy moet ook nog daar wees vir leiding. Jy het gesê dit is so belangrik hulle soek dat 'n ouer wat hulle liefhet en verstaan. Maar ek dink jy wil ook nie, jy is immers ook nie net 'n vriend nie. Jy is nie net soos 'n skoolpel nie. Jy moet tog ook in 'n mate rigting en leiding gee en nie net dat hulle vir jou enige iets kom vertel en dit is nou maar okay nie. Dat soms doen hulle dinge verkeerd of hulle doen dalk vreeslike goed as tieners en jy moet nog steeds dan dissiplineer watter vorm dit ook al aanneem. So ek kan dink met tieners is dit 'n uitdaging. Hoe het jy daai oorgang hanteer van gaan na ouer na tot by 18 wat hulle dan nou regtig eintlik hulle eie besluite moet neem en jou rol in dissipline verander. Dit moet nogal moeilik wees om te gaan van laerskool waar jy baie meer sê het en baie kwaier kan wees as ek dit so stel na al hoe minder en minder en minder. Hoe vind jy daai balans? Ja, net eers as jy 'n woord soos oorgang gebruik, dan dink ek een of ander kenner sal seker vir ons kan meer voorberei vir die seisoene en aan die ander kant
is dit in graad 8 of is dit in graad 10? Ek weet nie. Dit hang seker af van jou verhouding en jou kind. So, of dit op 'n dag gebeur of oornag, ek weet nie eers dit nie. Ek dink net op die einde ons is mens, bly 'n dinamiese wese. Ons bly aan die ontwikkel. As ek net dink aan my verhouding met die Here, soos ek op pad met hom stap, is hy die hele tyd besig om my te vorm en te skaaf en te skuur. Okay, so hy is ook besig met my kinders en hy is besig met ons verhouding en ek het al 'n paar keer in my lewe oor die afgelope 20 en 18 jaar met my kinders gesê, ek weet net, hy is nog meer besorg oor Paul Legonina as wat ek ooit kan wees. Ek dink ek het dalk een nag sleg geslaap want ek worry oor iets, hy slymer of slaap nooit nie. So dis die tipe goed wat ek vir myself hardop sê wanneer jy oorweldig voel, nie die antwoorde het nie en nie weet hoe om dit te hanteer nie. Want 'n kenner kan dalk sê, nou moet jy dissiplineer en jou hart sê vir jou, nou moet jy eers net stil bly. Ek onthou 'n insident waar ons oudste seun deur iets gegaan het. En hy was baie hard op homself, het 'n fout gemaak. En hy is besig om sy fout te verwerk. En in daai oomblik het ek ook gevoel gee eers spasie om nou in te tree, die ding te begin unpack, te vra, ek kon sien hy's besig om nou eers self hierdeur te werk. En my man het een aand van die werk afgekom, Paul was in die agterplaas, ons het 'n slaansak opgehad. En as tiener het jy ook nie altyd die woorde vir waardeur jy gaan en jou teleurstellings en om dit te verwerk nie. En Paul se manier was hy het daai slaansak geboks. Kyk, dit was 'n prentjie om te sien soos hy slaan en ek het net gelos. En my man het een aand van die werk afgekom en hy het gesien Paul is regtig aan die stoei, letterlik met homself ook. En my man het sy moue opgerol en hy het saam met Paul daai slaansak gaan slaan. En ek het gedink, nou dit lewe, niemand kan jou vir dit voorberei nie. Ek weet nie eens of daar 'n boek sal wees met 'n slaansak voorbeeld en onthou dan om jou moue op te rol en saam met jou seun te gaan slaan nie. Dis waar jou verhouding met jou kind en net jou menswees vir jou sê, al wat nou nodig is miskien dat hierdie seun van jou sien, ek is saam met jou seer. Dit was die boodskap en dit was genoeg. En toe ons eers dalk die emosies uit die lyf uit kon kry, kon ons begin met goed, nou moet ons stukke optel, nou moet ons die volgende tree gee en daai was vir ons gesin 'n geweldige vormingsding. Dis nie net een wat daardeur gaan nie. Dit is een van die lede van die gesin wat 'n teleurstelling beleef. Maar ons almal het swaar getrek en ons almal het gewonder miskien hoe sou ek dit hanteer? En dan sien jy hierdie boetie van jou opstaan en die volgende tree gee en leer dat ek het 'n fout gemaak en foute het gevolge, maar ek is nie 'n fout nie. En 'n fout gaan my nie definieer nie. En ek kyk na hierdie seun van my en ek dink, ek kan nie glo jou veerkragtigheid en jou moed om op te staan nie. Ek leer by jou want ek weet nie eers of ek sou kon opstaan en net aangaan nie. So, gebeur dit op 'n dag, is daar 'n resep, is daar 'n manier? Nee, daar is nie. En dan net prys ek die Here vir 2 spanlede waar ek 'n sekere manier het om teleurstelling hanteer en my man die wysheid het om net niks te sê nie en saam met sy seun daardeur te gaan. En as gevolg van daai oomblik sien jou kind iets van sy ouers op 'n ander manier raak wat dan die deur oopmaak om te sê, sal julle my help? Ek sukkel vandag, wat moet ek nou doen? Maar dis eers om hoe sê my man, hy's 'n goeie gatsitter. Hy kan eers bietjie in die gat gaan sit van 'n teleurstelling sonder mamma sal dalk haar bo staan en sê kom uit, ek wil dit jou beter maak. Ek wil net nie hê jy moet hartseer wees nie. Soms moet ons net eers in die gat sit. En ja, niks sou my hiervoor kon voorberei nie. Ek leer by my man, ek leer by my kinders en ook wanneer jy dan die fout maak. Sjoe, ek dink baie van ons kom uit miskien 'n vorige generasie van ons ouers het geen foute gemaak nie en hulle het alles reg gedoen. En ek is dalk met my benadering waar ek vir my kinders sê, weet jy, ek het gister probeer fix. Ek het gister daar op die wal gestaan en vir jou gesien daaronder waar jy swaar kry en ek wou jou net red en help. Jammer. Mamma moes eers net bietjie by jou kom sit dit in die teleurstelling. Ons kan ons 2 dae later uitklim. Ons hoef nie dadelik te wonder wat se les en wat ontgin ons en wat ons ryker en wat het ons geleer nie. Ons is nou eers net teleurgestel. So, ek leer so baie by my kinders en is definitief nie een rigting nie. Hulle shape my eintlik baie meer in hoe om teleurstellings te hanteer, hoe om die lewe te hanteer, hoe om op te staan en aan te gaan en soms net by iemand te sit sonder om enigiets te sê. En dit kom ook weer so mooi terug na verhouding toe, soos jy sê, dat as jy jou kind ken, dan kan jy beter weet
hoe om hulle te ontmoet in daai spasie, want elkeen is ook nie dieselfde nie, weet, een gaan 'n slaansak nodig hê, een gaan dalk 'n koppie tee nodig hê en dit kom terug na verhouding toe. En julle het ook 3 uiteenlopende persoonlikhede daar met seker ook baie besige skedules gewees op hoërskool. Ek kan nie dink en baie van my vriende met ouer kinders sê dit is ook vir hulle 'n groot uitdaging dat jy wil vir hulle so baie gee, jy gun vir hulle so baie dinge, maar jy moet, soos jy sê, jou eie behoeftes, ergens wil jy daarom ook nog doen wat vir jou lekker is en vir jouself jou eie beker volmaak en tyd vir jou huwelik. So het julle iets gevind wat werk om 3 kinders, ma en pa en alles te navigeer ook en te vind dat julle nog tyd het vir mekaar te midde van besige skedules en almal se belangstellings en stokperdjies en buitemuurse aktiwiteite. Jy net daai vraag vat my terug na eintlik nog voordat ons kinders gehad het, dit was so 'n DVD-reeks of 'n ding wat ons gekyk het oor ouerskap, ek en my man. En die heel eerste aand, het dit gegaan oor die grootste guns wat jy eintlik jou kinders kan doen is dat hulle moet sien jy pappa en mamma is okay. En gewoonlik wat ons doen met klein kindertjies is ons wag totdat hulle in die bed is en hulle slaap en almal het nou al die beste aandag gekry en wanneer hulle versorg is, dan gesit mamma en pappa op die bank en ons drink 'n koppie koffie en ons praat oor die dag. En daai prentjie het so by my ingesink om te dink, hulle moet sien hoe ons lewe doen. Hulle moet sien ons drink koffie en ons gesels met mekaar. So die goed moet gebeur ook voor hulle, nie net wanneer hulle in die bed is en ons hulle behoeftes nou voorsien het nie. So eintlik was die ding van jy en pappa, jy en jou man was reeds 'n gesin. Hierdie kinders kom nie as die middelpunt van julle bestaan nie. Hulle kom as die uitbreiding van 'n reeds bestaande gesin. So daai was crucial vir my om reg aan die begin te hoor, want ek het amper asof ons daai eerste aand so gaan sit vir die opleiding en ek vir my man wil sê, "Jene, dit was nou lekker, is jammer, is nou klaar want nou gaan alles oor die kinders gaan." En daai penny drop genadig wat nog voordat hulle kom van die grootste guns wat ons hulle kan doen is om na mekaar om te sien. So daai verhouding wat belangrik is. En ek dink dan ek kan nou nie onthou was dit iemand soos Janie Pitter wat iewers op 'n stadium gesê het, ouers, ons motiveer nie ons kinders nie. Ons inspireer hulle deur ons voorbeeld. En eintlik wat Janie vir my indirek gesê het, is die grootste geskenk wat ek vir hulle kan gee, is om na myself te kyk. As ek hulle wil leer van emosies hanteer, moet hulle kan sien mamma kan haar eie hanteer. As ek hulle wil leer van energiebestuur en tydsbestuur, dan moet hulle sien mamma kan hierdie goeders doen. En ek spot altyd, as ek net R1 kon kry vir elke keer wat mense gesê het, ek wil net die beste vir my kinders sê. Ek wil net die beste, het ons wêreldarmoede al uitgewis. As ek net R1 kon kry vir die beste vir my kinders. So, wat is regtig die beste? Is dat ek myself as die beste weergawe van myself vir my kinders gee. En wat ek so oor tyd besef het, is soms dink ons, ek wil vir my kinders wys, kyk, alles stop vir julle. Eintlik indirek laai dit so 'n bietjie van 'n druk op hulle om te sê, luister, ek sien my ma lewe glad nie meer nie. My ma droom nie meer nie. My ma het niks meer nie. So sy het alles opgegee vir my. So as ek flop sy ook. Ek moet net nie 'n flop wees nie. En 'n kind kan nie met daai druk groot word nie. So om vir hulle te wys, ek het drome, ek het doelwitte. Ek het nou hierdie ding waarvoor ek werk. So weer as ek kan nie vir jou sê of ek 'n resep gehad het vir 'n balans van hoe dit gaan lyk nie. Ek het net geweet, ek moet hierdie verhouding met my man bly die eerste verhouding van hierdie gesin. Dit bly die eerste een waarna ons omsien. En dan om na myself om te sien, sodat ek myself as die beste gegee, want op die ou end in die Here se wysheid, het hy daai 3 vir my gekies. Hy het vir een of ander rede gedink, ek is nodig in hulle vorming. En dis hoekom hulle by my is en nie by jou nie. So, ek moet aan myself omsien, sodat ek daai emosionele energie en daai beste van myself kan gee, maar eintlik ook nie deur die gewone goed te doen. Deurdat my lewe nie ophou nie, ek het steeds my stokperdjies, ek kan so lag as mammas praat oor hulle kinders se buitemuurs, dan wil ek hulle soms net so stop en sê, en mamma, het jy nog buitemuurs? Wat doen jy vir jou, ons sê al hierdie voordele van buitemuurs, wat doen jy vir jou intellektuele stimulasie en sosialisering, of whatever ons sê, wat doen jy vir jouself? So ek dink dit was maar my 2 sleutels, om na hierdie primêre verhouding te kyk, en dan na myself as 'n geskenk. Mens voel nie altyd so nie, maar ek het net besef, in die omsien stuur ek eintlik ook 'n belangrike boodskap om te sê, die hele wêreld draai nie om julle nie. Ons is 5 mense, ons neem mekaar in ag, maar die Here het ons vir mekaar gegee, maar ook na 'n buitewêreld. So die verkeerdste ding is dat julle dalk iewers 'n boodskap kry van it's all about you, want ek wil net die beste vir julle hê. Net die beste is dat jy verstaan, dit gaan nie oor jou nie, dat ons heeltyd is in 'n vorming
en in 'n geskenk vir die wêreld wees. Ons leef na buite en ons oefen dit hier. Ons oefen heeltyd die lewe en dan vat ons dit buitekant toe want dit stop nie. En vir jou, jy het nou gesê wat jy vir Maas vra, wat is jou stokperdjie? Nou wonder ek sommer, wat is jou Lindy? Wat is die dinge wat jy doen vir jouself, buite jou kinders en julle gesin, deur die jare en ook nou met 'n nuwe fase wat aanbreek en seker jy wat nou weer ander nuwe geleenthede kan aangryp. Wat is dit wat vir jou lekker is buite ma wees en wat jy doen? Ek het nog altyd gesê daar's twee goed wat vir my energie gee. En dit is stil word. Ek is definitief 'n introvert. Ek bestuur myself baie mooi. Ek dink ek steek dit net soms goed weg. Mense kan nie glo as ek sê ek's 'n introvert nie, maar stilte om te reflekteer, te skryf en dan draftyd, staptyd. As ek vandat ek in Somerset West bly, sê ek is meer 'n drafstap, want daai bulte moet ek uit op 'n manier. Maar daai twee goed, so of dit vakansie is en ek sal regtig vir almal broodjies pak en ons kan see toe gaan en al die ander dinge doen, maar ek het net daai twee goed nodig. Nou mense sal lag as hulle dit hoor. My reël met myself is ek staan op wanneer ek wakker word of dit 2, 3 of 4 in die oggend is, maar ek love die stilte. Want ek hoef nêrens heen te ry nie, niemand het iets nodig nie en vir alles 'n ou skryf en jy workshop so 'n bietjie 'n gedagte het jy daai langer dinktyd nodig. En ja, as 'n ou kinders het en dis 'n groot seëning en bederf, maar dan is daar gereeld hierdie onderbrekings van gou-gou gaan aflaai en oplaai en op 'n plek kry en ek ruil dit vir niks, maar ek het besef die middag is die onderbrekings. So as ek die langer tyd soek, dan is dit kosbaar. So ek voel letterlik die Here maak my 2 uur wakker en dan gaan sit ek daar en dis 'n koppie koffie en dis lang stilte voordat my dag begin. So ja, en nou is ek letterlik in 'n seisoen waar verlang het ek gesê wag, ek wil eers sien hoe lyk my kinders se dagboek. Ek wil eers sien waar is hulle betrokke en dan kan ek sien of ek Saterdag iewers kan praat of ek is letterlik besig om nou weer my groot toon uit te steek en bietjie bietjie toneel te speel. En net die afgelope week wat ek dit doen, besef ek, die ure is rof. Ek onthou weer, die ure is rof en in die Kaap is die verkeer erg. En kyk jou, ek het so FOMO as ek nou by die huis kom en ek dink ons het dalk nie lekker saam geëet nie. Kom net eers, mamma wil net eers al die kykers by die tafel kry. Ek was nog altyd soos 'n tierwyfie oor tafel, want dis die kwantiteit wat lei na die kwaliteit. So ek kan nou kom ek van die werk af en ek is baie moeg en ek besef, ek mis daai hoe was dit nie net die hoogtepunte nie, die detail. Ek wil al die detail weet. So ja, ek is dankbaar ek kon in al die detail, want nou wat 'n ou weer 'n volgende seisoen betree en begin voorberei vir wanneer hulle uit die huis uit is, besef ek, wow, ja, dit vat baie energie en dit vat baie tyd en steeds wil ek niks mis om daai baie detail te weet van hulle lewens sien. Sien baie uit om jou op die kassie te sien. Ek is nou sommer nuuskierig, maar ek dink ook jy was mos direk na skool het jy ingeval op Egoli op die stel, né? So dis eintlik ook so half vol sirkel net na matriek het jy begin act en jy was in Egoli en nou Paul jou seun ook na skool speel hy ook toneel, hy's in Reënboogrand. Dis eintlik seker vreemd om te dink dat hy is so oud soos jy was toe jy dit gedoen het en jy gaan deur 'n soortgelyke ervaring. Hoe is daardie vergelyking vir jou, vir julle twee wat so bietjie dieselfde paadjie stap? Natuurlik nie presies nie, maar daar is raakpunte. Ja, nee, definitief. Deur my kinders se grootword jare, as ek nou dink aan hulle verskillende buitemuurs, dan speel jy tennis, soms om bietjie af te rig en 'n ander keer net vir verhouding. Daar's soms goed wat jy net doen vir verhouding. Soms hardloop jy sommer net want dit is lekker vir die verhouding en drama en redenaars was eintlik maar net omdat ek nou daar is en glo in die vaardigheid van redenaars en drama, was dit nou 'n baie spesiale band en raakpunt met ons kinders so oor die jare. En dan om te sien dat hier word dit dan nou ook een van jou kinders en daar's die ander twee doen ook hulle ding. Dit word hulle loopbaan. Jy het nie beplan of voorsien dat dit tot daar sal gaan nie. Eers was dit net julle moet julle man kan staan, julle kan sê so groot drama en redenaars is goeie vaardighede. So dit was eintlik waar dit begin het en dan om dit te kan deel. En dan begin jou seun hierdie wêreld betree en ek wil die horriepiep kry as iemand sy volgende voetspoor dan sê ek nee, jy verstaan nie, hy is my myle vooruit want hy skryf en hy direk en hy verfilm. Ek wou eintlik net altyd toneel speel en ek het dit gedoen op die Egoli en toe die presenting en so, maar Paul het al in sy matriekjaar 'n toneelproduksie geskryf en sy boetie en sussie het saam met hom daarin gespeel en hy's die hele pakket. Hy wil weet hoe werk die kameras en die shots en ek kan sien daar's 'n regisseur daaronder liggend en hy gaan 'n fenominale regisseur wees en hy wil skryf en hy skryf ook reeds. Hy het hierdie jaar vir 2 verskillende skole hulle 10de toneeltekste geskryf. So
Nee, as iemand nee, hy kom nie agter nie, hy hol my ver vooruit en dit bly spesiaal om in hierdie seisoen as ek en hy 'n oproep het en is nou ver en dan wil ek nou weet, saam met wie werk jy? Johan Skols interessant genoeg was my skoonpa in die Goalie en nou speel hy sy pa in Reënboogrand. So, ken ook vir Johan en nee, ek het nog nie saam met hierdie Sonveld Media gewerk nie, maar vertel my 'n bietjie van Andre Velds en so nou hulle en so. So ag dit bly ietsie uniek en spesiaal wat ons deel en ek wonder soms as ek nou vir Paul en sy pa se oproepe moet afluister, wat praat hulle as hulle 'n uur lank gesels, want dan is dit niks oor die bedryf en wat vandag op stel gebeur het nie en weer eens daai ding van 'n unieke verhouding wat elkeen met sy kinders het. So ag dit is vir my lekker om eintlik nou te hoor hoe hy dit beleef en terug te staan en te sê daar's goed wat hy gaan ontdek, ook die bedryf het ontwikkel in die tyd wat ek daar was en 'n CP en 'n reeks is anders. So ek leer by hom en ek word geïnspireer deur sy kreatiwiteit en sy gretigheid om te leer en ek dink dit gee sommer hier vir my petrol op die vlammetjie wanneer ek ook nou eintlik so van voor af voel dit weer op die fietsie moet klim en kyk of ek nog kan fietsry. En net so, jy praat nou oor jou unieke verhoudings met jou kinders, maar net so 'n paar, jy weet, toe jy uit skool uit gestap het in Goalie toe, kan ek dink dit moes vir jou ma vreesaanjaend gewees het daar wat Johannesburg toe gaan en in 'n seepie gaan speel. So jy's gelukkig om jou ma nog met jou te hê. Vertel ons 'n bietjie van julle verhouding, Lindy, en wat het jy by jou ma geleer? Ag, ek is bevoorreg om vandag eintlik my ma se half as 'n vernoot te hê. Sy was 'n sekretaresse by 'n skool en ek het altyd gesê haar linkerbrein is baie sterker as myne. So op 'n stadium toe dink ek, "Sjoe, ek tussen plekke waar ek moet wees en 'n besprekingsvorm of so toe gesels ek so 'n bietjie met haar. Ek sê, "Sal maak kans sien om my te help." En ag, dis so 'n voorreg om dit met haar te kan deel in hierdie seisoen en ja, my ma het onder andere gesê, wag tot jy jou eie kinders het, wat my ouma blykbaar vir haar ook gesê het. So daai ding van jy verstaan eers hoe jy verlang, hoe lekker dit is om 'n oproep te kry, hoe lekker dit is om deel te wees van die gewone goed wanneer jy self 'n ma word. Ek onthou my ma het veral ek dink met die tweeling toe Hugo en Nina kom, nou is dit vir my ook so half, hoe berei ek myself voor vir 'n tweeling en skedules en ek was nooit 'n natuurlike ma nie. Ek het nooit met ander mense se babatjies gespeel nie. Ek het regtig gewonder of ek hierdie ding sal kan doen. So ek het so 'n boek nader getrek en my ma het my net so gekyk en sy het gesê, "Lindy, besop net om jou gut feel weg te lees." En dan vat dit so rukkie en dan sê ek verstaan, want verhouding is waaruit jy put om te sê selfs al miskien het 'n boek vir my gesê ek sal dit nog steeds nie verstaan het as daar nie die verhouding en my unieke verhouding met my kinders was nie. So jy stap jouself so 'n bietjie die pad en dan gaan die liggie aan en jy sê ek verstaan wat ma bedoel van 'n gut feel dat en daar's niks vir 'n ma daai bietjie selfvertroue kan mense dit noem wat jy sê my gut sê vir my hulle sê ons moenie ons kinders druk nie, maar ek kyk hierdie kind van my en jong, ek weet nie as ek hier so bietjie pressure sit of ons dalk ooit aan die gang gaan kom nie, so ek gaan nou so bietjie pressure opsit en net sê luister hier, waarvoor sê ons ja, waarvoor gaan ons inskryf en ek het so 'n bietjie van 'n ander benadering en jy sien hoe daai kind begin floreer en dan jy stilweg sê jy vir jouself, ek het in my hart gevoel om dit te doen en dit het gewerk. So ja, ek onthou dit van my ma en my ma en my pa nog altyd baie goeie rentmeesters. Hulle kan met geld werk. En ek onthou, as ek nou ietsie, ek het nou al 'n swart hempie in die kas en ek nog so swart hempie en dan sal my ma net vra, "Het jy nog eene nodig?" So sy sê nie ek mag nie, sy vra net die vraag, "Het jy dit nodig?" En dan dink ek, "Nee, ek het nou eintlik al 'n swart hempie." En daai het my in so groot mate gevorm en ek kan regtig sê vandag, ek hoop my ma weet dit ook en ek glo sy weet dit, ek kan met geld werk. En ek kan sien nou by ons kinders ook, daai selfde vragies, het jy dit nodig? Wees 'n goeie rentmeester. Wees ook oop om te sê elkeen vorm sy eie identiteit, het sy eie prioriteite en jou begroting verklap dit. So as ander mense se begrotings anders lyk, dan is dit omdat hulle ander mense is, maar mag ons rentmeesters wees van alles wat aan ons toe vertrou is. Elke rand en sent, maar ook elke gawe en talent en elke minuut van die dag en elke greintjie energie. So ek praat nogal baie oor rentmeesterskap en ek dink definitief my ouers het my in 'n groot mate gevorm en saam met my man kon ons drie kinders ook met daai waarde uitstuur. Op die einde gaan soveel van loopbaanbeplanning en watter werk gaan jy doen, maar ongeag wat jy verdien, kan jy werk met wat jy het, met jou gawes, jou talente en dan die bronne wat die Here aan jou toe vertrou. In elke seisoen van jou lewe gaan jy dit gebruik. So
ek is opgewonde om te sien hoe hulle dit wat so via die generasies kom ook met hulle saamvat op hulle pad vorentoe. Dankie Lindy, dit is my so lekker om te luister en hoe mens gesels oor jy wat nou ouer kinders het in julle verhouding, want ek dink baie ouers soos ek wat nou kleiner kinders het en mense is vasgevang in hierdie dag tot dag dinge, maar baie keer sê mense vir ons en jy sal nou onthou ook, o, jou kinders word so vinnig groot, maar daar word amper hierdie idee geskep van klou vas want hulle is nou nog net by jou in die huis en is amper weg en jy weet jy kry amper die idee as hulle ouer word, dan is daar ietsie kosbaar wat verlore gaan, maar ek dink om te gesels met jou gee mens weer 'n opgewondenheid oor ouer kinders en om tieners te hê om 'n kind te hê wat soos jy sê wat gaan werk maar jou bel as jy daai verhouding kan sterk bou. So dankie vir daai boodskap wat jy gegee het. Is daar nog iets anders wat jy wil deel met my en ons luisteraars? Miskien juist as jy so sê van jonger kinders, een ding, geniet jou kinders. Ek dink juist toe ek nou my kinders afrig vir drama en redenaars, dan sit jy maar vele middae op 'n harde saalstoeltjie en kyk redenaars en soms sit jy so angstig want jy hoop nou hulle onthou alles en jy wil eintlik net nie hulle moet 'n fout maak of ietsie moet verkeerd gaan en dan het hulle dalk nie die selfvertroue om dit weer te doen nie en weet jy, dan iewers gaan iets fout en dan leer hulle daai uit ook. En ek het geleer met tyd dalk eers te laat, maar net om meer van hierdie goed ook langs die netbalbaan of waar ons saam landloop hardloop by SA, ek het daai voorreg gehad saam met my een seun en net om meer van dit te geniet, die spookasem te eet en hard te skree en die video te maak en na dit te lag want jy kan nie die 100 meter kyk en die video maak nie want as jy so skree te kere gaan is dit regtig nie lekker op jou videoetjie na die tyd nie, maar ja, geniet jou kinders want regtig hulle is as 'n geskenk gegee vir ons. Maar ook jy vir hulle. En ek dink soos die Here opgewonde was toe hulle versigtig aan mekaar geweef het en oor hulle gedroom het en oor hulle toekoms, het hy ook hulle as 'n geskenk vir jou gegee en ek dink hy kyk met opgewondenheid om te sien, gaan jy hierdie geskenk geniet? Gaan jy die gawe van hoe hulle jou vorm en jy hulle geniet want dis groot verantwoordelikheid. En dit is moeilik soms en jy weet nie wat jy doen nie en jy maak alles verkeerd, maar deur groot genade is hy nog meer besorg oor daai 3 as wat ek ooit kan wees. En ek dink hy sit heimlik in wag en hoop dat ons hierdie geskenk sal geniet. So dit sal my enigste raad wees. Eet spookkaas om 12:00 die nag as hulle van die drama afkom en dis heeltemal te veel suiker en dit is verkeerd, maar ons kan môre weer ons groente eet. Wees mens saam met hulle want die verhouding wat jy daardeur bou is die ding wat jy saamvat. Hulle sal weer iewers van suiker hoor en dat dit verkeerd is, maar om te onthou spookkaas op die kombuisvloer saam met my ma, jy kan nooit weer teruggaan nie. So wees mens saam met hulle en maak seker jy het 'n verhouding wat jou lewenslank saam sal vat en dat hulle altyd sal terugwys.